Goeiemôre vriende, hier op die Bazaaroggend, Saterdag 30 Mei 2026. Ek hoop julle het sommer 'n wonderlike dag. Kom besoek ons Bazaar vriend, begin vanoggend omtrent so 8:30 se kant. Gaan sommer net lekker wees om julle daar te sien. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil in die teenwoordigheid van die Here. Here God, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die een wat was, die een wat is, die een wat kom, die Almagtige. U is inderdaad die alomteenwoordige God, albetroubare God, almagtige God, alwetende God, die skepper van die heelal. Dankie dat ons tot U mag bid. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, hierdie volgende stukkie is moet 'n ou, dis kom dit is vir my, die kontekste is so belangrik, né, want as 'n ou sommer net tjoep oorgaan van daai tyd na hierdie tyd toe, dan raak ou kwaad sommer, want jy wonder nou, die ou wat nou voorgaan het op hierdie stadium is nou ek. Wat probeer ek nou vir julle sê? En daarom is dit altyd belangrik om te sê, maar wie is die gehoor vir wie daar geskryf word? En ek weet, ek sê dit nou elke keer vir julle, maar ek dink is belangrik, want baie keer luister ou 'n dagstukkie oor 3 dae, miskien weer 'n dagstukkie en so aan. So is belangrik dat ou dit maar altyd sê. So die Hebreërs, liewe vriende, sien ons die skrywer word nie direk genoem nie. Ons sien die naam Hebreërs dui dat dit hoofsaaklik Joodse Christene was, wat uit die Judaïsme tot geloof in Jesus gekom het. Was natuurlik nie net Joodse Christene wat tot bekering gekom het nie. Ons sien hierdie mense wat tot bekering gekom het vervolging beleef, hulle was moedeloos, hulle het swaar gekry, en van hulle was inderdaad wou amper al weer terugbeweeg na die ou verbond toe, of na hulle ou godsdienste en goed wat hulle gehad het. So, die hele Hebreërbrief is op die ouene geskrywe om net vir hulle te kom sê, hoor hierso, waaroor dit eintlik gaan is wat julle moet weet, is dat dit gaan oor Jesus Christus. Dit gaan oor Jesus Christus. En hy kom, en die hoofdoel is eintlik om vir hulle te sê, om nie weg te draai van Jesus Christus af nie, né? So dit is die Hebreërbrief. So as die Hebreërbrief in kort kan saamvat, kan ons sê, Jesus is die finale openbaring van God. Dit het ons nou al 'n paar keer vir mekaar gesê, net in die eerste paar hoofstukke. Jesus is groter as die ou verbond, sy offer is volkome genoeg. In die Hebreërbrief kan ons dit vir mekaar kom sê, die Hebreërbrief sê die heeltyd vir die ouens, hulle moet volhard in die geloof, hulle moet nie terugdraai nie, hulle moet vashou aan Christus, net, dis waaroor, dis die agtergrond. Nou kom sê hy vir hulle, hier in Hebreërs 5, vers 11, nou ons het net gister 'n bietjie met mekaar gepraat, liewe vriende, oor Jesus wat die hoëpriester is, né? Ons het 'n bietjie gepraat oor Jesus wat die hoëpriester is. Ons het gesê, gedurende sy aardse lewe het hy aan God wat hom uit die hemel kom red het, gebede, smeking geoffer, met harde geroep en met trane. En sy gebede is verhoor vanweë sy eerbiedige gehoor, onderworpenheid aan God. So, hy wat die hoëpriester is, wat ons die vorige dag met mekaar gedeel het, hy is onderworpe aan God. Hy het om alles het hy aan God, aan alles was hy aan God gehoorsaam gewees, en ons het mekaar so 'n bietjie uitgedaag oor gehoorsaamheid. En nou kom sê die Hebreërs skrywer die volgende vir hierdie gehoor van hom wie hy skryf. Nou ek en jy staan inderdaad so 'n bietjie buite, maar ook moet ons sê, maar wat kom sê die Heilige Gees deur die teks vir ons, wat daar 60, 70, 80 na Christus geskrywe is? Wat kom sê die teks vir jou en vir my? Want hy praat halfhartig met hulle wanneer hy kom sê vir hulle, in verband met die feit dat Jesus gehoorsaam was aan God, en ons ook eintlik daaroor gevra word om gehoorsaam te wees, kom sê hy. In verband hiermee het ons baie te sê wat moeilik is om aan julle te verduidelik. En dan beledig hy hulle eintlik wanneer hy vir hulle sê, hy sê, moeilik is om aan julle te verduidelik, aangesien julle so traag is om te leer, kom sê die Hebreërs skrywer vir hierdie mense,
Hoewel julle teen hierdie tyd self reeds onderrig behoort te gee, het julle weer nodig dat iemand julle in die grondwaarhede van die woord van God moet onderrig. So die Hebreërs skrywer voel net maar, hy moet nou terugkom na basics toe hierdie ouens, wat eintlik is hulle al daarby verby en hy verstaan nie wat gaan met hulle aan dat hulle nog by basics vas daar bly nie, né? Dan gaan hy aan sê, 'n mens moet julle met melk voed en nie met vaste kos nie. Iemand wat nog van melk lewe, kan nie saampraat oor wat reg of verkeerd is nie, want hy is nog 'n kind. So dis die Hebreërs skrywer kom agter hierso, liewe vriende, dat hierdie mense is amper half of hulle begin wegbeweeg van Jesus af, hulle eie goedjies begin doen, en nou kom sê hy net vir hulle, maar oor hierso, ek kan nie verstaan nie, hoe kan ek nou nog hoe kan ons nog by melkgoed stil staan, terwyl julle al vaste kos moet eet? Julle het vir Jesus Christus aangeneem in julle lewe, hy is julle verlosser en julle saligmaker, dit beteken mos dat hy julle hele lewe bepaal. Hoe is dit dat ons nou nog by die goedjies moet stil staan? Kom sê die Hebreërs skrywer vir hierdie mense daar. Dan gaan hy aan. Vaste kos is vir groot mense, vir mense wat oor insig beskik en wat deur 'n ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te onderskei. So ek kom sê vir hierdie mense, hoe is dit dat julle in hierdie tyd wil amper wegdraai van God af, dat julle nie kan onderskei wat is goed en kwaad nie? Dit is mos nou maklik, dis nie rocket science nie, kom sê die Hebreërs skrywer vir hierdie mense. Hoe is dit julle nou nog daarmee sukkel? Julle moet mos nou nie meer daarmee sukkel, julle is mos nou verby daar. Julle lewe behoort mos nou aan Christus. En nou kom hy by hoofstuk 6 waar hy sê, laat ons nie stil staan by die eerste dinge wat aangaande Christus verkondig word nie, maar verder gaan na die volle inhoud toe van die boodskap. Ons wil nie opnuut die fondament lê deur te praat oor die bekering uit die leefwyse wat tot die dood lei, of oor geloof in God, die leer van die doop en die handoplegging, die opstelling van die dooies en die ewige oordeele. Ons sal dus verder gaan as God dit toelaat. So as jy, ons wil nie stil staan by die basics nie. Dis amper ons 12 artikels. Ek glo God die Vader, skepper van die hemel en die aarde. Jesus Christus, ontvang van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria. Jesus wat gesterwe het, Jesus wat begrawe is, Jesus wat opgestaan het, Jesus wat weerkom, en ek en jy wat nog glo die ewige lewe sal beerwe. Dis die basics. Vergifnis van sondes. Ons glo in 'n Christelik algemene kerk waarin ons glo. So. Dis die basics wat ek wil sê, Paulus. Ek sê, laat ons nie stil staan by die eerste dinge wat aangaande Christus verkondig word nie, maar verder gaan na die volle inhoud van die boodskap. Toe kom sê hy vir die mense, kom sê hy ook vir my. En dan sê hy, wanneer mense een keer deur God verlig is, die hemelse gawe ontvang en deel gekry het aan die Heilige Gees, die goeie woord van God leer ken het, en die kragte van die toekomstige wêreld ondervind het, en dan nogtans afvallig geword het, is dit onmoontlik om hulle weer tot bekering te bring. In julle self kruisig hulle immer weer die seun van God en maak hom in die openbaar tot 'n bespotting, né? So wanneer hy kom sê, wanneer julle die Here Jesus aangeneem het, kom sê hy, wanneer julle die Heilige Gees ontvang het, is dit tog nou so dat jy mos nou nie net kan afvallig raak en later sê wag, jy glo eintlik nie meer aan Jesus nie, of jy doen maar sommer net jou eie dinge en jy neem hom nie in ag nie. Hy sê, dan is jy besig om Jesus oor te kruisig. Kom sê hy vir die mense in Hebreërs. En ek dink dat vir jou en vir my die boodskap wat ons miskien net vanoggend daar kan uitvat is om te sê, as ons luister wat die Hebreërs skrywer vir sy gehoor sê is, dan maar dan, en wat die Heilige Gees vir ons vandag sê, is om nou net te sê, hoor hierso julle, kyk mooi dat julle ook nie vashaak by die eerste dinge van die geloof nie. Julle is mos nou kinders van God. En as julle kinders van God is, moet julle tog anders lewe. Julle moet 'n voorbeeld wees vir mense rondom julle. Mense moet vir Jesus in julle kan sien. Moenie afvallig word nie. Moenie julle eie dingetjie gaan doen en dink dit is alright. Dit is nie alright nie. Moenie afvallig word van Christus nie. Anders, as julle dit doen en julle leef net julle eie lewe, jy stel vir niemand 'n voorbeeld nie, verloon julle eintlik Christus en jy is besig om hom weer en weer te kruisig. Dis maar die boodskapie wat ek hierso uitkry as ek nou lees wat die Hebreërs skrywer vir sy gehoor daar in 60, 70, 80 na Christus beskryf. By 5 sent volgende. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade en sy teenwoordigheid. Amen.